Net ietsie terwyl ek die goeders hierso reg kry. 'n Uitdaging aan elkeen van ons, as dit die Here behaag om nie vinnig vir ons reën te stuur nie, gaan baie van ons die geleentheid hê vorentoe om te besluit in watter mate ons gehoorsaam sal wees wanneer die owerhede waterbeperkings instel. So ek wil vra dat indien dit die geval sal wees dat die Here besluit om nie vinnig reën te stuur nie, jy so lank gaan dink wat jy gaan doen as die wet van jou een ding vereis en jou tuin is besig om tot nie te gaan as gevolg van droogte. Bedink dit so lank. Dis 'n moontlikheid dat ons in so 'n situasie gedompel word, dat ons nie mag water gebruik vir dit wat ons met liefde en toewyding vir lank versorg het nie, en verstaan dat die Here eer gehoorsaamheid bo lewende plante. Berei jou voor vir uitdagings wat mag voorlê. Dat ons Christus mag verteenwoordig in alles wat ons doen. Ons kom vanoggend by die laaste gedeelte van ons lange studie oor Paulus se 3de sendingreis. Dit is ons 7de aflewering van Paulus se 3de sendingreis en ons 5de ene van sy tyd en bediening in Efese. En dit is dan ook die laaste ene wanneer ons vandag in Handelinge 19 vers 21 tot 41. Ek wil julle moet oplet. 21 verse wat ons in een sessie van minder as 50 minute gaan afhandel. Kan julle dit glo? Dat 'n mens so vinnig deur die Bybel kan gaan, 21 verse in minder as 50 minute. Ons opskrif vandag is die mag van materiële motivering, die mag van materiële motivering. As iemand jou sou vra, kan jy dalk 'n lysie opstel van wat die Here sê ons moet lief hê en wat hy ons sê om nie lief te hê nie. As jy so 'n lysie moet opstel, hoe ver sal jy kom? Hoeveel dinge sal jy kan noem? Kom ons kyk na 'n paar. Die heel eerste opdrag wat ons het, jy moet die Here lief hê. Ook leer die Bybel ons, jy moet jou naaste lief hê. En net weer herinnering dat jou naaste is nie die mense aan wie jy verwant is, nie die mense van wie jy hou nie. Die Here maak dit baie duidelik in die gelykenis van die Samaritaan, dat jou naaste enige iemand is aan wie jy goed kan doen. 'n derde opdrag wat die Here ons gee is dat Christene moet mekaar lief hê. 'n vierde opdrag, jy moet vreemdelinge lief hê, die wat nie soos jy is nie, nie aan jou nasie behoort nie, nie aan jou ras behoort nie, nie aan jou stam behoort nie, nie aan jou familie of jou gesin behoort nie. Jy moet vreemdelinge lief hê. 'n vyfde opdrag, jy moet lief hê wat goed is. En dit sien ons net in die woord. 'n sesde, jy moet waarheid en vrede lief hê. 7de, jy moet jou vyande lief hê. En dan sê die Here ook vir ons hoe daai liefde lyk. Jy moet vir hulle bid, jy moet hulle seën, met ander woorde jou uitspraak oor hulle, en jy moet aan hulle goed doen wanneer die geleentheid daar is. Nog 'n opdrag is, jy moet jou vrou lief hê, as jy 'n man is. Nog ene, jy moet die gemeente lief hê, want as jy jou naaste moet lief hê en veral jou naaste, definitief die mense in die gemeente. En 'n laaste ene van 'n lang lys wat
ons kan noem, jy moet wysheid lief hê, en wysheid begin met die dien van die Here. Daarteenoor wil ek nie gegaan het na alles wat die Here sê ons moet haat nie, want dit is 'n ander lys. Ek wil sê wat die Here vir ons sê ons nie moet lief hê nie, net 'n opsomming, 'n vang net antwoord of opmerking. Jy moet haat wat sleg is. Ons het gesien in Amos 5 vers 15, jy moet lief hê wat goed is, en daar staan ook in Amos 5 vers 15, en jy moet haat wat sleg is. Maar twee definitiewe instruksies wat die Here ons gee, wat ons nie moet lief hê nie, maak jouself reg vir hierdie een. Jy moet nie slaap lief hê nie. Spreuke 13 vers 20. En dan sekere opmerking wat vir elkeen van ons wat in hierdie wêreld woon 'n uitdaging is, jy moet nie die wêreld en die dinge van die wêreld lief hê nie. 1 Johannes 2 vers 15. En dan is daar 'n reeks baie spesifieke waarskuwings wat die Here ons gee. En hierdie reeks spesifieke waarskuwings word saamgevat in hierdie enkele opmerking. Liefde vir geld is dodelik vir geloof. Liefde vir geld is dodelik vir geloof. So sien ons dat Jesus se eie woorde, Matteus 6:24, niemand kan twee Here dien nie. Want hy sal of die een haat en die ander lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander verag. Julle kan nie God en geld, God en mammon dien nie. Dit is nie moontlik om beide lief te hê nie. In kort wat hierso staan, as jy geld lief het, kan jy God nie dien nie. Nog 'n opmerking daaroor is 1 Timoteus 6 vers 9. Maar die wat ryk wil word, val in versoeking en strikke en baie, nie min nie, baie dwaase en skadelike begeerlikhede wat die mense laat wegsink in verderf en ondergang. Wat ons hier lees is verderf en ondergang is die teenoorgestelde van groei en heiligmaking. So jy moet besluit wat jy wil doen. Wil jy rykdom najag en die gevaar loop om in verderf en ondergang te eindig, of wil jy groei in heiligmaking? 'n vierde opmerking, Markus 4 vers 19. En eerstens, die saad val tussen die dorings, en wat is die dorings wat die saad verdring? Eerstens die sorge van hierdie wêreld, tweedens die verleiding van rykdom, of kom ons noem dit voorspoed, en derdens die begeerlikhede in verband met die ander dinge kom in en verstik die woord en dit word onvrugbaar. Dan moet ons verstaan, wanneer die woord verstik en onvrugbaar is dit waardeloos. Dit het geen waarde meer nie. En dan die mees ontnigterende, skokkende en vernietigende voorbeeld van liefde vir geld vind ons in Matteus 26:15. Waar Judas aan die leiers van die Joodse volk sê, wat sal julle my gee as ek sorg dat Jesus in julle hande kom? En hulle het hom toe 30 silwermuntstukke betaal. Gelukkig het ons 'n voorbeeld van hoe om te veg teen sulke materiële selfmoord. En Jesus self gee ons hierdie voorbeeld wanneer hy met Satan in gesprek is in Matteus 4 vers 8. Waar ons lees, weer neem die duiwel hom, dit is Jesus, saam na 'n baie hoë berg en wys hom al die koninkryke van die wêreld en hulle heerlikheid. En sê vir Jesus,
al hierdie dinge sal ek aan u gee, want onthou Satan is die koning van hierdie wêreld tot Christus terugkom. Al hierdie dinge sal ek aan u gee as u neerval en my aanbid. En toe sê Jesus vir hom, gaan weg, Satan, want daar is geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Christus wys vir ons hoe om hierdie stryd te pak, die stryd teen die liefde vir hierdie wêreld en die dinge van hierdie wêreld. En Christus se antwoord in Matteus 4 vers 8 tot 10 is, aanbid God, of eerstens, hy sê daar is geskrywe, ken God se woord, aanbid God en dien hom alleen, want as jy hom alleen dien, dan is dit onmoontlik om materie te dien. Jy sal die ene lief hê en die ander haat. En Paulus het al hierdie beginsels begryp. Paulus het dit begryp. En omdat Paulus vir God lief gehad het, kon Paulus sy verhouding met geld so bedryf, ek wil dit weer sê, omdat Paulus God lief gehad het, kon hy sy verhouding met geld so bedryf, dat dit eer aan God sou bring. Nou wat is dit wat Paulus verstaan het? Ons lees in Matteus 6 vers 19 en dit is wat Paulus verstaan het. Moenie vir julle skatte bymekaar maak op aarde waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie. Kan julle glo, in Jesus se tyd was daar al diewe en inbrake. Maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel waar geen mot of roes verniel en waar diewe nie inbreek en steel nie, want waar jou skat is, daar sal jou hart wees. En Handelinge 19 vers 21 wys vir ons waar Paulus se skatte was. Kom ons lees 19 vers 21 en 22. En toe hierdie dinge verby was, hierdie dinge verwys na die wonderwerke, die genesings, die verwydering van demone wat plaasgevind het nadat Paulus se lappe op hulle gelê is. Dit was die direkte konteks en daarmee saam Paulus se prediking vir 'n tydperk van 2 jaar in die lesingsaal van Tyrannus. Nadat hierdie dinge verby was, het Paulus hom voorgenem om deur Macedonië en Agaia te gaan en na Jerusalem te reis. Hy het gesê, nadat ek daar was, moet ek Rome ook sien. Daarop stuur hy 2 van sy helpers, Timoteus en Erastus, na Macedonië, terwyl hy self nog 'n tyd lank in Asië gebly het. Paulus stuur sy helpers vooruit. So ons sien hier in hierdie opmerking waar Paulus se skatte is. En kom ons kyk dan na ons eerste punt van vanoggend, vers 21 en 22 van Handelinge 19, Paulus se hemelse motivering. Nou kom ek wys vir julle hoekom ons kan sê, uit hierdie vers, veral vers 21, is dit vir ons duidelik dat Paulus geweet het waar sy skat is. Kom ek wys julle hoe ek daarby uitkom. In vers 21a, die eerste gedeelte staan daar, en toe hierdie ding verby was, het Paulus hom voorgenem om deur Macedonië en Agaia te gaan. Macedonië en Agaia te gaan en dan na Jerusalem te reis. Die rede hoekom Paulus beplan om in Jerusalem uit te kom, het juis uit te waai met skatte in die hemel. Dit is hoekom hy op pad is Jerusalem toe. Hy wil geld wat deur mot en roes verniel word en deur diewe gesteel word. Hy wil geld neem aan die arm gemeente, skatte in die hemel, wat in Jerusalem is. Paulus wil dit vat wat deur mot en roes verniel word en gaan gee aan die arm gemeente in Jerusalem. Nou hoekom sou Paulus hom steur aan 'n gemeente so ver verwyderd van sy huidige bediening? Hy's in Klein-Asië. Hy is nou al vir 'n tydperk van amper 3 jaar weg van sy eie gemeente in Antiochië. En nou wil hy geld vat, hy wil gaan geld insamel in Macedonië, dis waar Filippi was. Julle sal onthou die kaarte wat ons bestudeer het, dit is aan die ander kant van die see, nader aan Italië.
Hy wil na daai gedeeltes toe gaan om geld in te samel om vir 'n arm gemeente in Jerusalem te vat wat nie sy tuisgemeente is nie. Hoekom sou hy hom daaraan steur? Verskeie redes. Die eerste rede is hy het hulle geken. Hy het tyd in Jerusalem spandeer. Hy was by daai gemeente vir 'n tydperk. Hy het hulle geken. Tweedens, hy het geweet hulle kry swaar. Hy was bewus daarvan. En derdens, Paulus het onthou dat daar waar jou skat is, dit is die geld wat hy gaan aflewer, daar sal jou hart wees en dit is by die mense wat ook vir God lief is. En per implikasie is die skat wat Paulus in Jerusalem dan gaan aflewer in die hemel, want sy geskenk sal heerlikheid aan God bring. Wanneer Paulus hierdie geld wat hy gaan bymekaar maak vat en aan die gemeente in Jerusalem sal gee, wat dink julle gaan daai gemeente doen? Hulle gaan God verheerlik. Hulle gaan bou aan die skat in die hemel. God gaan die eer kry vir hierdie materiële geskenk wat Paulus aan hulle gaan gee. Nou die manier hoe Paulus daardie geld gaan insamel, is om aanspraak te maak op hemelse denkpatrone van wedergeborenes. Ek gaan dit weer sê. Hoe dink Paulus gaan hy geld bymekaar gemaak kry in Macedonië en Agaia? Wel, hy dink daaraan dat as God harte verander, dan verander God denke en hy maak aanspraak op daai denkeverandering vir die mense om van hulle geld beskikbaar te maak vir hom om aan armes te gaan gee. Want Paulus weet wedergeborenes se denkpatroon is, daar waar jou skat is, sal jou hart wees. Met ander woorde, as die mense in Macedonië en Agaia gaan geld gee vir die mense in Jerusalem, waar gaan hulle denke wees? Ons het van ons eie swaar verdiende geld aan daai mense gegee, en as ons dalk tekort het, dan gaan ons aan hulle dink, dan kan ons vir hulle bid, want die Here het ons gebruik om hulle te seën. Dit is wat die Here doen. As jy iemand om jou sien wat swaar kry, veral as jy nie baie self het nie en jy gee aan hulle, raai waar gaan jou gedagtes vir 'n tydperk wees? Veral as dit 'n opoffering is om te gee, jy gaan dink aan daai mense en dan gaan jy vir hulle bid en sê, Here, help hulle om my geld wys te gebruik en dankie dat U my die voorreg gegee het om vir hulle geld te kan gee en mag hulle U verheerlik vir hierdie geld wat ek vir hulle gegee het en nie vir my nie. Daarom leer die Bybel ons moenie dat jou linkerhand weet wat jou regterhand doen wanneer jy aan armes gee nie. Daai opdrag is baie spesifiek, Jesus se woorde, wanneer jy aan armes gee, en ons kan onthou wat is armes? Armes is mense wat totaal wanhoopig is van armoede. Arme is nie 'n persoon wat op die straathoek staan en bedel en van die staat kan eis nie. Dis nie 'n arme nie. Veral as jy sien dat hy oor 'n tydperk van 'n maand wat hy staan en bedel nie kondisie verloor nie, dan weet jy hy is nie 'n arme nie. Dis nie die instruksie wat die Bybel ons gee nie. Wanneer jy aan die gee wat hopeloos, hulpeloos is, moenie dat jou linkerhand weet wat jou regterhand doen nie. Sodat daai mense jou nie verheerlik omdat jy hulle gehelp het nie, maar dat hulle God verheerlik. Dis die beginsel. So die manier wat Paulus daai geld gaan insamel, is om staat te maak op die denkpatrone van wedergeborenes wat verstaan, daar waar jou skat is waar jou hart gaan wees, God gaan die eer daarvoor kry, en dat Paulus weet, wedergeborenes is bekommerd oor die versorging van arme mense, veral armes in geloof. Hoekom sê ek veral armes in geloof? Want Galasiërs 6 vers 9 leer ons, laat ons dan nie moeg word om goed te doen nie. Moenie moeg word om goed te doen nie, want as ons nie verslap nie, as jy nie moeg word om goed te doen nie, sal ons op die bestemde tyd ook die oes insamel. En hierso is Paulus in Galasiërs 6 besig om te praat van, as jy materieel saai, dan gaan God jou seën daardeur gee. En dis nie 'n beginsel waarop jy moet staan en dink ek moet gee sodat ek kan kry nie. Dis verkeerd om. Jy gee sodat God die eer kan kry, nooit sodat jy self kan kry nie. Laat ons dan nie moeg word om goed te doen nie, want as ons nie verslap nie, sal ons op die bestemde tyd ook die oes insamel. Solank ons die geleentheid het, moet ons dus aan almal goed doen, veral aan medegelowiges. Dis jou eerste fokus. Dit is hoekom wanneer daar in 'n gemeente mense is wat sorgbehoevend is, dan word in die gemeente hulle versorg. Wanneer 'n gemeente in so 'n situasie is, dan het hy diakens in plek om daai armes te help versorg, fisies. En die gemeente maak sy fondse beskikbaar.
Maar laat ek net eers sê, wat is hulpbehoevend? Hulpbehoevend beteken nie dat jy nie jou water en ligte kan betaal, maar jy bly in 'n 3-slaapkamer huis en ry 2 voertuie nie. Dit beteken nie dat jy dinner steaks moet koop, want jy het vir 'n ruk lank nie 'n behoorlike inkomste gehad nie. Dit beteken nie dat jy nou moet afskaal van Douwe Egberts af na Nescafé toe, of van Nescafé af na, wat is hy goeders wat jy drink, Tinus? Riekoffie toe. Of van Riekoffie af na, wat is hy goeders waarmee ons groot geword het, Frisco toe. Dis nie hulpbehoevend nie. Dis nie armoede nie, dis nie die mense wat versorg moet word nie. As jy nie jou voertuigpaaiement kan betaal van 'n tweede voertuig, jy gee hom prys en jy het net een voertuig, jy's nog nie hulpbehoevend nie. Hulpbehoevend is wanneer jy verby die punt is dat jy jouself kan versorg, en as iemand jou nie versorg nie, kan jy van honger en ontbloting doodgaan. Dis die instruksie wat die Here gee vir die gemeente. Ek noem dit net as 'n agtergrond, dat ons nie met die gedagte sit, dat ons voorspoedige mense moet help, wat nie in hulle lewensstandaard kan voldoen wat hulle self daar gestel het, maar dis nie die lewensstandaard wat die Bybel as 'n vereiste aan ons stel nie. Paulus gaan nou deur Macedonië en Agaïe om geld in te samel vir die arm gemeente in Jerusalem. En hy verwag om wel geld by daardie mense te kry, want Paulus vertrou dat as God, luister mooi, Paulus vertrou dat as God mense se harte aanraak, dan raak hy ook hulle denkpatrone aan. En Paulus maak dit duidelik dat hy verwag dat wedergeborenes reg moet dink oor hulle naaste se toestand en hulle eie vermoë om te help indien daai naaste hulpbehoevend is, werklik arm is, werklik swaar kry. Macedonië en Agaïe is van die vorige gemeentes waar Paulus diens gedoen het. En Paulus vra hulle, hierdie gemeentes, om hulp aan die gemeente in Jerusalem te gee. Nou hierdie gemeente in Jerusalem was baie duidelik 'n swaar las op Paulus se gemoed. Kyk net hoe gereeld verwys Paulus na hierdie arm gemeente in Jerusalem. En ons weet dat later ook 'n hongersnood gekom wat hulle swaar kry nog meer gemaak het. Kyk wat sê Paulus in Romeine 15 vers 26. Want Macedonië en Agaïe, dis daar waar hy nou op pad is om te gaan geld insamel, het dit goed gevind om iets by te dra vir die armes onder die heiliges in Jerusalem. Wanneer Paulus later aan die gemeente in Rome skryf hy vir hulle. Hier's 'n voorbeeld, sê hy vir die mense in Rome. Van daai 2 streke wat bygedra het vir 'n gemeente waar meeste van hulle nog nooit eers was nie, wat meeste van hulle geken het nie, wat 'n ander bevolkingsgroep was, nie Jode. En uit die aard van die saak was daar ook Jode in Macedonië en Agaïe, maar daar was baie nie Jode en hulle het ook geld gegee vir die klomp Jode in Jerusalem. Terwyl Paulus hier in Macedonië en spesifiek by die gemeente in Filippi is, en ons lees daarvan in 2 Korintiërs 2 vers 13, sien ons dat Paulus sê, ek het uit Efese pad gegee en ek het toe gereis na Agaïe en Macedonië toe. Ons lees dit in 2 Korintiërs 2 vers 13. Terwyl hy in Macedonië en spesifiek in die gemeente in Filippi is, skryf hy die brief van 2 Korintiërs. Terwyl hy daar is, onthou hy is nou in Efese gewees al die pad, nou reis hy terug oor die see, terug na Filippi toe, Macedonië en die aangrensende streek Agaïe. En terwyl hy daar is, skryf hy 2 Korintiërs. En hy verduidelik aan die mense van Korinte, onthou julle Korinte was een van die eerste, kom ons kry gou weer ons denkpatroon in plek. Op sy 3de sendingreis gaan hy in Macedonië in, by Filippi, hier. En toe gaan hy af, wie kan onthou? Klas? Ons gaan terug Handelinge 17 toe. Ons begin volgende week Handelinge 17 vers 1 en dan preek ons weer daardeur, ek nie regtig nie. Ek het ook vergeet, dis hoekom ek julle hulp vra. Hy gaan af en uiteindelik kom hy in Korinte uit en in Korinte bly hy vir 'n tydperk van 18 maande en hy stig 'n gemeente daar en van Korinte gaan hy na Athene en van Athene kom hy uiteindelik aan in Efese.
Dis nie presies die volgorde en presies al die dorpe nie, maar dit is hoe hy gegaan het. Nou gaan hy terug Macedonië toe, daar waar Lydia was. En terwyl hy in Macedonië is, in Filippi is, skryf hy 2 Korintiërs en hy verduidelik aan die Korintiërs, een van die eerste gemeentes wat hy gestig het, oor hierdie bydra vanuit Macedonië. Kyk wat skryf hy in 2 Korintiërs 8 vers 1. Terwyl hy nou daar in Macedonië is om geld in te samel. Hy sê, broers, ons wil hê julle moet weet. Wie sê ons? Onthou wie stuur hy vooruit? Hy stuur vir Timoteus en Erastus vooruit. Ek, Timoteus en Erastus en Lukas. Lukas is saam, wat Handelinge skryf. Ons wil hê julle moet weet van die genade wat die gemeentes in Macedonië van God ontvang het. Dink aan die genade wat hulle van God ontvang het. Al was hulle swaar beproef deur verdrukking, was hulle blydskap oorvloedig. En al was hulle baie arm materieel, was hulle ryk in hulle oorvloedige vrygewigheid. Wat sê hy? Hierdie klomp ouens in Macedonië, terwyl ons nog daar was, het hulle al gewys dat ten spyte daarvan dat hulle arm is, het hulle gegee. Vers 3. Ek verseker julle, klomp in Korinte, dat hierdie mense in Macedonië het na vermoë, ja, bo vermoë bygedra. Die ou sê, ek het R10 om te gee, ek gaan R15 gee. Want ek kan oorleef en daai ouens kry swaar. Vers 4. Uit eie beweging, met ander woorde Paulus sê, ek het hulle nie gedryf om dit te doen nie, uit eie beweging het hulle by ons daarop aangedring om te mag deel in die liefdeswerk van hulpverlening aan die gelowiges in Judea, die kerk in Jerusalem. Paulus sê, ek het hulle nie eens gevra nie. Hulle het gehoor, daar's 'n gemeente wat swaar kry en het gesê, Paulus, ons het julle versorg, maar ons wil daai mense ook versorg. En ons gaan bo ons vermoë bydra. Vers 5. Dit was meer as wat ons verwag het, want eers het hulle self aan die Here gegee, toe aan ons, ek, Paulus, Timoteus, Erastus, Lukas gegee, en nou aan die gemeente in Judea, en dan eindig hy, dit is soos God wil. Dis God se wil dat mense mekaar versorg. Dis God se wil dat jou hande oop is, want God se manier is, as jy gee vir iemand wat swaar kry en jy het nie meer nie, dan gaan die Here iemand anders oprig om jou te versorg, en as daar swaar kry, gaan iemand anders oprig om hom te versorg. Dis hoe die Here werk. Ek het julle al die storie vertel en ek wil dit net weer herhaal omdat dit so impak op my gehad het. Ons was net 'n maand in Kalifornië gewees toe eet ek 'n lekker stuk taai beesvleis en ek breek 'n kiesstand. En ek begin in 'n toestand van paniek ingaan want ons finansies, daar was genoeg. Maar dis nie vir my maklik om ontslae te raak daarvan nie. En ek sit en dink, nou moet ek na 'n tandarts toe gaan. En ek gaan hom moet betaal in dollars. En ek kyk deur die boekie, studenteboekie, en ek sien daar's 'n tandarts 3 ure noord van ons, wat studente by die Bybelskool van gratis tandesorg voorsien. En ek gaan soontoe, ons klim in die kar, ons ry soontoe, die 4 van ons gaan sien die man, baie aangename, goeie, wonderlike Christen, en hy maak my tande reg, en dit kos hom iets soos, dit kos hom $700 om my tand, of my 'n kroon in te sit. En ek moet nou teruggaan na die aard van die saak, sodat hy die kroon kan plaas, en met die teruggaan besluit ek moet hierdie man ten minste iets betaal, iets. En ek besluit ek gaan hom $300 betaal. En ons ry weer soontoe en ek vat daai geld en toe ons inkom gee ek dit vir sy ontvangsdame en ek betaal en hy kom ingestap. En hy sê, wat doen jy? En ek sê vir hom, ons het besluit om daarom ten minste 'n deel van die rekening te betaal. En hy begin ween, hy begin huil, die trane loop oor sy wange. En later toe ek in sy stoel sit, toe vra ek hom daarna, toe sê hy vir my, weet jy, ek het vanoggend rekeninge gekry wat ek nie kan betaal nie. Want ek bedien julle ouens gratis. En daai $300 wat jy my nou betaal het, gaan my help om die rekeninge te betaal. En sy predikant vir 'n lang tydperk was John MacArthur. En John MacArthur se opdrag aan hom was, jy kan nie al hierdie mense gratis behandel nie, want hoe gaan jy oorleef? En sy antwoord aan MacArthur was, jy, pastoor, het my geleer, dat as daar behoeftige mense is, dan help ek hulle, want iemand anders gaan my weer help. Dit is hoekom ek dit doen. Dis die denkpatroon van die mense in Macedonië. Dit is die uitdaging wat die Here aan ons rig. Jy sal versorg word. Hebreërs 13 vers 5, God is getrou, materiële dinge, konteks van Hebreërs 13 vers 5.
Hy sal jou nie in die steek laat nie. Jy gaan nie noodwendig jou huis bou nie, jy gaan nie noodwendig jou voertuie bou nie, maar jy gaan nie doodgaan van ontbloting van die honger nie, want iemand gaan jou versorg. En jy gaan dalk op sy matras, op sy sitkamer vloer slaap. En wat maak dit saak? Wat maak dit saak? Maar hier in die Here, dit is wat Paulus skryf vorentoe wanneer hy in Macedonië kom, uiteindelik soos hy in vers 21 sê, maar nou voordat hy Macedonië toe gaan, terwyl hy nog in Efese is, skryf hy die boek van 1 Korintiërs. Daarso in Macedonië skryf hy 2 Korintiërs. Nou hierso skryf hy 1 Korintiërs en hy herinner dan reeds op hierdie stadium voordat hy nog Macedonië toe gaan in 2 Korintiërs skryf, hier terwyl hy nog in Efese is, herinner hy die Korintiërs in sy eerste brief aan hulle dat die gemeente in Judea swaar kry en hy skryf vir hulle 1 Korintiërs 16 vers 1 wat die kollekte vir die gelowiges in Jerusalem betref. Moet julle maak soos ek het met die gemeentes in Galasië gereël het. Elke Sondag moet elkeen van julle na sy vermoë, soos hy kan. Nie soos hy moet nie, soos hy kan. Na sy vermoë tuis ietsie op sy sit en dit opspaar sodat die geldinsameling nie eers plaasvind as hy kom nie. Paulus sê handel hierdie administrasie af voor ek soontoe kom. Wanneer ek dan gekom het, sal die manne wat julle daarvoor goedkeur met briewe stuur om julle liefdegawe na Jerusalem toe weg te bring. En dan in 2 Korintiërs 9 herinner hy ons, hoe moet ons gee? Uit jou hart uit, soos jy bepaal. Daar bestaan nie so iets soos 'n tiende nie, mense, asseblief kry dit uit jou gedagtes uit, en as jy dit nie verstaan nie, kom praat met enige van die ouderlinge. Die Bybel sê nie vir ons, die Bybel beveel nie 'n tiende nie. Die Bybel sê, vrywillige gawe, soos jy jou in jou hart en in jou gedagtes voorneem om te gee, want God het 'n blymoedige gewer lief. Hier is dan die aanduiding hoe Paulus voel oor gelowiges wat ernstige behoefte het. Nou, dit is baie bemoedigend om te sien dat die Macedoniërs se begeerte om vanuit hulle eie armoede te help nooit opgedroog het nie. Hoe weet ons het dit nooit opgedroog nie? Want aan die einde van Paulus se sendingreis gaan hy Jerusalem toe, en Jerusalem word hy in hegtenis geneem. Hy vlug eintlik want die Jode wil hom doodmaak en hy eindig in Caesarea by die see. In Caesarea by die see gaan ons sien Handelinge 24, 25, 26 word hy vir 2 jaar aangehou. Dan word hy uitgelewer aan die keiser in Rome en terwyl hy daar in Rome in gevangenskap is, skryf hy die brief van Filippense, hierdie gemeente in Macedonië. Onthou, van hier waar ons nou is in Handelinge 19:21 is dit nog 'n hele paar jaar vorentoe, 5 na 7 jaar voordat hy die brief van die Filippense skryf. Kyk wat skryf hy 5 na 7 jaar nadat hy hierdie insameling gaan doen het. Filippense 4 vers 15. Julle in Filippi weet ook dat in die begin, toe ek die eerste keer by julle was, voor hierdie keer, hierdie is sy tweede keer wat hy nou gaan. Jesus skryf hy die brief na sy tweede keer, 7 jaar na sy tweede keer. In die begin van my evangelieprediking, na my vertrek uit Macedonië, het geen enkele gemeente behalwe julle 'n aandeel gehad aan my rekening van inkomste en uitgawe nie. Ook toe ek in Thessalonika was, waar hy was nadat hy by hulle was, het julle meer as eenmaal iets vir my behoeftes gestuur. Dit gaan vir my egter nie om die feit dat julle vir my iets gestuur het nie, maar om die vrug daarvan vir julle, want daardeur word julle self ryker, want God het 'n blymoedige gewer lief. Dis waarop dit neerkom. Vers 18. Maar ek het alles ontvang en ek het meer as genoeg. Nou dat ek van Epafroditus, en hierdie nou dat is nou daar 7 jaar vorentoe waar hy in Rome in die tronk sit. Sy eerste gevangenskap. Nou dat ek van Epafroditus ontvang het wat julle gestuur het, weer. 7 jaar later stuur hy nog steeds vir hom terwyl hy in die tronk is. Nou dat ek van Epafroditus ontvang het wat julle gestuur het, het ek alles wat ek nodig het. Julle gawe is voor God 'n offer met lieflike geur, vir hom aanneemlik en welgevallig, en my God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien. Mense, die punt is materieel. Filippense, omdat julle gegee het, sal God in julle behoeftes voldoen. Hierdie is nie 'n algemene belofte aan almal wat jy sien. Ek het nou weer hierdie week gesien 'n ou sit dit op sy besigheid se muur. God sal ryklik voorsien in al jou behoeftes. Die konteks is Filippense.
Julle is arm, julle gee bo julle vermoë, julle het my die eerste keer gehelp toe julle daar was, julle het my gehelp toe ek by ander gemeentes was, julle het gehelp toe ek weer by julle uitkom vir die gemeente in Judea, nou is dit 5 na 7 jaar later, ek sit in die tronk en julle help nog steeds. Daarom sal God, vers 19, in elke behoefte van julle ryklik voorsien volgens sy wonderbaarlike rykdom in Jesus Christus. En hy bring die geestelike in Jesus Christus. Besondere groep mense in Filippi. En wat Paulus veral opgewonde sou maak, is dat hy nooit aanspraak gemaak het op sulke tipe versorging nie. Onthou julle, ons het nou net gelees, toe hy in Thessalonika was, het hulle hom versorg. Nou kyk wat het Paulus gedoen toe hy in Thessalonika was. 1 Tessalonisense 2 vers 9. Nou sê vir die mense in Thessalonika, julle onthou immers nog broers, hoe ons geswoeg en gesweet het. Dag en nag het ons gewerk om die vir enigeen van julle 'n las te wees, terwyl ons die evangelie van God aan julle verkondig het nie. En in daai omstandighede waar hulle dag en nag soeg en sweet en werk, sodat die mense in Thessalonika al nie versorg nie, stuur die klomp in Filippi vir hulle versorging. Wanneer God 'n wedergeborene se hart aanraak wat hy doen deur wedergeboorte, dan raak hy sy kop aan. Toets jouself. Om hierdie redes kan ons dan sekerlik aanneem dat Paulus nie uitgelewer was aan materiële motivering vir enigiets anders as die hemelse nie. Ten spyte daarvan dat hy arm was, ten spyte daarvan dat hy hard moes werk, ten spyte daarvan dat die klomp arm Macedoniërs die kerk van Filippi hom versorg het, het hy nie 'n begeerte om klomp geld bymekaar te maak nie. Maar daar is 'n ander tipe van houding oor geld. En dit is die tweede punt wat ons sien. Ons het gesien vers 21 en 22 Paulus se hemelse motivering, nou vers 23 tot aan die einde van die hoofstuk Satan se helse motivering. Sy motivering vanuit die hel. As Satan selfs vir Jesus probeer verlei het met rykdom, soos ons nou gesien het, dan moet ons verseker weet dat Satan verstaan dat rykdom 'n massiewe motiveerder en 'n sterk wapen is. Die begeerlikheid na rykdom is 'n motiveerder en 'n sterk wapen wat hy kan gebruik. Daarom sien ons in vers 23 tot 27 motivering vir die weerstand wat dan nou kom teen Paulus se werk. Kom ons lees vers 23. En omtrent hierdie tyd, nadat Paulus vir Timoteus en Erastus so lank vooruitgestuur het Macedonië toe, net voordat Paulus self Macedonië toe gaan. Daardie tyd het daar geen klein opskudding met betrekking tot die weg ontstaan. Dit beteken dat 'n reuse opskudding veroorsaak gekom in Efese as gevolg van die weg. Die weg is Christendom. Paulus verkondig Christendom en nou kom daar 'n reuse opstand daarteen. Vers 24. Want iemand met die naam van Demetrius, 'n silversmid, maker van silwer tempeltjies van Diana, het aansienlike verdienste aan die ambagsmanne verskaf. En toe hy hulle en die werkers in daardie soort bedrywe bymekaar geroep het, sê hy, manne, julle weet dat ons welvaart uit hierdie verdienste van ons is, hierdie tempeltjies wat ons maak. En julle sien en hoor dat nie alleen in Efese nie, maar byna aan die hele Asië, hierdie Paulus 'n aansienlike skare oorgehaal na wat? Na Christus toe. En afvallig gemaak het van wat? Van materialisme. Hy het hulle oorgehaal en afvallig gemaak deur te sê dat dit geen gode is wat met hande gemaak word nie. Nou is daar nie alleen gevaar dat hierdie vak van ons, hierdie bedryf van ons in veragting kom nie, maar ook dat die tempel van die groot godin Diana as niks gereken word en dat haar majesteit wat die hele Asië, ja die hele wêreld vereer, ook tot niets sal gaan. Nou hierso is 'n handvol goeders wat jy moet raak sien. Wat is 'n circuit in Afrikaans? Oom Tuli. Wat jou elektriese koneksies hierso moet blaas. Wat jou sekering is die Afrikaans vir 'n fuse, wat jou sekerings moet blaas. Wat in hierdie paar verse, wat hierdie man so pas gesê het. Nou geld as 'n motiveerder vir goddelose optrede. Hoor julle wat ek sê?
Geld as 'n motiveerder vir goddelose optrede. Met ander woorde, iemand sal ter wille daarvan om geld te maak, sal hy doodmaak of leuns vertel of een of ander skelmsdaad uitvoer. Ter wille van geld sal hy dit doen. Geld as 'n motiveerder vir goddelose optrede sien ons dan nou in die reaksie van die inwoners van Efese. Paulus se bediening het 'n impak gehad. Hierdie man sê self so. Hy maak 'n klomp mense afvallig. Maar waar God die fokus word, wat gebeur? Hoe groter God word, hoe kleiner word jou liefde vir die wêreld en sy dinge. 1 Johannes 2 vers 5. Waar God die fokus word, krimp enige ander fokus. Waar geld God is, en hy word vervang deur Christus wat God is, word geld ontroon. En dit is presies hierdie rede wat die wêreld in Efese omdolwe, wat hierdie opstand veroorsaak. Ek lees in vers 23, en omtrent hierdie tyd het daar geen klein opskudding met 'n betrekking tot die weg ontstaan het, beteken dat 'n reuse opskudding gekom. Nou duidelik is die verspreiding van Christendom die probleem. Kyk net wat staan in vers 20, onthou julle. In vers 20 staan daar, so het die woord van die Here met krag gegroei en sterk geword in Efese. Nou as God se woord met krag groei en sterk word, wat gaan kleiner word in die mense wat wedergebore raak? Hulle materiële ingesteldheid. Hulle gaan sê, ja man, geld is belangrik, ons het nodig om te hê om te oorleef. Maar dis nie meer ons primêre fokus nie, God is nou ons primêre fokus. En daar is net 2 insidente in die hele Handelinge waar Paulus ernstige weerstand van nie-Jode afkry. Hy kry baie weerstand van die Jode af, né? Maar daar's net 2 plekke in Handelinge waar hy ernstige weerstand van nie-Jode afkry. Hierso in Handelinge 19 vers 23 tot 27 en die vorige keer was in Handelinge 16 vers 16 tot 24. Onthou julle toe hy die meisie met die waarsêersgees genees het, die wat agter hulle aangeloop het en heeltyd gesê het hulle is dienaars van God, en hy draai om en hy bestraf haar en die gees gee pad. En toe's haar eienaars kwaad want sy het vir hulle baie geld ingebring deur haar waarsêery. En toe Paulus moeilikheid. So 2 kere sien ons waar nie Jode vir Paulus moeilikheid gee, is dit omdat hy hulle inkomste aantas. Wat doen jy as Christendom jou inkomste aantas? As jou getrouheid aan God die oorsaak is dat jou inkomste verminder, wat doen jy? Wat gaan in jou hart aan? Wat gaan in jou kop aan? Toets jouself. Vers 24. Want iemand met die naam van Demetrius, 'n silversmid, maker van silvertempeltjies van Diana, het 'n aansienlike verdienste aan die ambagsmanne verskaf. Weet julle, ek hoop nie julle is van silversmitte af nie. Wat se smitte is julle? Empty vessels. Vers 24. Ons sien hier so in vers 24 die kontras met die verspreiding van die evangelie en die voortbestaan van rykdom. Hierdie ou sê ons rykdom word bedreig deur die evangelie wat versprei het. Daar's 'n kontras in vers 24 wat jy moet opmerk. Dan vers 25. En toe hy hulle en die werkers in daardie soort bedrywe bymekaar geroep het, sê hy, manne, julle weet dat ons welvaart uit hierdie verdienste is. Nou wat ons hier sien in vers 25 is 'n aanduiding dat daar's 'n tipe van 'n vakbond, dis 'n gilde. Dis hoe die woord vertaal, 'n gilde is 'n vakbond wat byeengeroep word. En Demetrius maak gebruik van die magsbeginsel van getalle en eenheid. Hy sê al julle ouens wat saam in hierdie bedryf is, kom hierso bymekaar. Kom ons staan saam, want ons moet nou hierdie Paulus reg sien, want hy's besig om ons rykdom in gevaar te stel. En nou gee Demetrius 6 motiverings oor hoekom hierdie mense moet optree teen Paulus en Christendom. 6 motiverings oor hoekom hulle as 'n vakbond, as 'n gilde moet optree teen Paulus. Die eerste motivering, vers 25. Tweede gedeelte, manne, julle weet dat ons welvaart uit hierdie verdienste is. Ons welvaart word bedreig. En weer eens mense, hoe tree jy op wanneer jou inkomste bedreig word omdat jy getrou aan God leef? Want dit gaan vir jou wys waar jou hart is. Vergelyk met vers 19. Kyk wat staan in vers 19. En verskeie van die wat met towery omgegaan het die boeke bymekaar gebring en voor almal verbrand en hulle die waarde daarvan bereken en gevind dat dit 50,000 silwermunte was. Onthou julle toe ons daar was? Hierdie mense wat tot geloof gekom het, bring dit wat hulle ryk gemaak het, hulle towerboeke en hulle verbrand dit.
Hulle het verstaan dat geen geld of besitting belangriker is as hulle ewige toekoms nie, en hulle het daardie stappe geneem wat hulle moes neem. Tweede motivering wat Demetrius gebruik is, ons verloor ons grondgebied. Vers 26, eerste gedeelte. En julle sien en hoor dat nie alleen in Efese nie, maar byna in die hele Asië hierdie Paulus 'n aansienlike skare oorgehaal en afvallig gemaak het. Ons verloor ons grondgebied. Derdens, die tweede gedeelte van vers 26. En afvallig gemaak het deur te sê dat dit geen gode is wat met hande gemaak word nie. Ons verloor ons kliënte. Hy maak baie mense afvallig. So nommer 1, ons welvaart word bedreig. Nommer 2, ons grondgebied, ons fisiese grondgebied word bedreig. 3, ons verloor kliënte. 4, die laaste gedeelte van vers 26, gode wat met hande gemaak word, is geen gode nie. Hy sê, ons geestelike oortuiginge word bedreig. Want Paulus sê, gode wat met hande gemaak word, is geen gode nie. Ons glo dis gode, al maak ons dit met ons hande, sê hy, en Paulus sê dit is nie so nie, so ons geestelike oortuiginge word bedreig. Demetrius ondersoek nie of dit wat Paulus sê, die waarheid is nie. Al wat hy ondersoek is, my inkomste gaan verminder. Moeilikheid. En hier is die vraag, is jy bereid om jou eie oortuiginge oor wat jou materiële omstandighede, jou oortuiging oor wat jou materiële omstandighede veronderstel is om te wees, is jy bereid om dit te ondersoek en te kyk of dit in lyn is met wat God beveel en beloof? Is jy bereid om te ondersoek of dit wat jy glo jy moet hê in lyn is met dit wat God sê, wat jy moet doen? Die 5de, vers 27, eerste deel. Nou is daar nie alleen gevaar dat hierdie vak van ons in veragting kom nie, maar ook dat die tempel van die groot godin Diana as niks gereken word nie. Ons verloor ons tempel. Vers 25, ons welvaart word bedreig. Vers 26a, ons verloor grondgebied. Vers 26b, ons verloor kliënte. Vers 26c, ons geestelike oortuiginge word bedreig. Vers 27a, ons verloor ons tempel. Nou Efese se tempel van Diana was een van die 7 antieke wonders van die wêreld. Indien daar nie mense was nie, sou daai tempel nie in stand gehou word nie. Dit was 'n massiewe struktuur gewees. Nou oorweeg bietjie. Is Christendom of Christus of die evangelie se bestaan bedreig na aanleiding van mense se opinie daaroor? As mense sê jy's 'n aap om 'n Christen te wees, Christus was nooit werklik God nie en Christendom is sommer 'n klomp nonsens. Word Christendom bedreig deur so 'n opmerking? Tuurlik nie mense, as jy die laaste een is wat staan, dan is dit nog waar. Menslike opinie het geen invloed op 'n ware geloof in 'n ware godsdiens nie, en dit is wat hierdie ou sê, ons gaan ons tempel verloor want hierdie mense word weggetrek van ons af. Nou bestaan die gevaar dat Christendom kan ineenstort of sal doodbloei wanneer mense sleg dink van Christendom? Nee. Want Christendom is nie op finansies gebou nie. Dit is nie 'n besigheid nie. En ons kan daarom nie deur gebrek aan inkomste doodgebloei word nie, in teenstelling met wat die valse profete vir ons op TV sê. Dat julle moet gee sodat die Here hierdie werk kan sien. Nonsens. As almal van julle vandag wil ophou gee, hou op gee mense. Al wat ons doen, ons gaan 'n kleiner groepie wees wat bymekaar kom en op ons eie aangaan. Niemand hier word vereis van enige iemand uit die gemeente uit om te gee nie. As jy wil gee, gee dit soos jy in jou hart en jou gedagtes bepaal het, omdat jy wil, want God het 'n vrymoedige gewer lief. En as ons gemeenteaktiwiteite beperk word deur 'n kleiner inkomste, dan word dit beperk, dan is daar net minder aktiwiteite. En as daar geen inkomste is nie, dan spring Matt uit en hy gaan doen 'n ander werk en hy hou aan preek, die kan ek julle verseker. Daar is geen armoede wat my sal dryf om op te hou om 'n pastoor te wees nie. Ek sal net harder moet werk om te oorleef en 'n pastoor te wees. God het nie geld nodig om sy boodskap te versprei nie, evangelie te versprei nie. Wanneer jy die gedagte kry dat die gemeente jou geld wil hê, dan hardloop jy.
en gaan soek vir jou 'n ander plek. Maar as jy die Here lief het, dan het jy die Here se gemeente lief. En dan sal jy uit daai nuwe denke bepaal en evalueer op watter mate kan ek bydra tot die Here se gemeente en die aktiwiteite van die gemeente, indien die aktiwiteite van die gemeente hemels is. Daar sou jy ons hele finansiële uiteensetting in 'n opsomming. Die sesde opmerking. 1 was ons welvaart word bedreig, 2 was ons verloor grondgebied, 3 was ons verloor kliënte, 4 was ons geestelike oortuiging word bedreig, 5 was ons verloor ons tempel, en die 6de ene, ons verloor ons godin. Kyk vers 27, die tweede gedeelte. Maar ook dat die tempel van die groot godin Diana as niks gereken word, en dat haar majesteit, wat die hele Asië, ja die wêreld vereer, ook tot niet sal gaan. Haar majesteit sal tot niet gaan. En wat is die kans dat God sal ophou bestaan omdat hy weerstand kry? Sien julle die eienskappe van 'n vals godsdiens? Hulle het geld nodig, anders gaan hulle tot niet. Hulle het nie weerstand nodig nie, anders word hulle bedreig. Hulle rykdom lê in hulle geboue. Hulle vereiste is dat hulle godin geëer moet word, of hulle afgod geëer moet word, anders gaan hy afgod tot niet. God weet nog altyd dat hy teëgestaan gaan word. Waar was God die eerste keer teëgestaan? Mense, oomblikke nadat hy Satan geskape het as die opperengel, het daardie einste engel hom teëgestaan en ten minste 1/3 van die geskape engele saam met hom gevat en hulle op 'n rebellie gelei. God is van die begin van die skepping af teëgestaan en daarna nog altyd teëgestaan. Hy het dit geweet. Ons lees byvoorbeeld in Psalm 2, vers 2, die konings van die aarde staan gereed en die vorste hou saamraad. Al die leiers van die aarde hou saamraad teen die Here. Dit is Jahwe, daai Here wat met hoofletters geskryf is, en teen sy gesalfde, dit is Christus, en sê, laat ons hulle, dit is God en Christus, se bande stikkend ruk en hulle toue van ons afwerp. Maar vers 4, hy wat in die hemel woon, lag, die Here spot met hulle. Hoekom, mense? God is in die hemel, hulle is op aarde. Hoe op dese aarde gaan hulle hom eers bykom? As hy fisies was. En hy is nie. En Demetrius se bekommernis is, ons godin gaan tot niet gaan, want haar ondersteuners word weggetrek. Nou sien ons direk hierna nog 'n aanduiding dat die gees van God nie in hierdie opstandige mense in Efese teenwoordig is nie. Hoe weet ons die gees van God is nie teenwoordig nie? Ek wil julle net herinner, Galasiërs 5 vers 22, net 'n paar eienskappe, 4 eienskappe, wanneer die gees van God wel teenwoordig is. Toets jouself. Vrede, vriendelikheid, vrede in jou. Vriendelikheid teenoor alle mense. Sagmoedigheid en selfbeheersing. Onder andere ook teen sonde. Dis 4 van die eienskappe wanneer die Heilige Gees in jou teenwoordig is. Maar dis nie wat hierdie mense doen nie, en daarom weet ons, die Gees van God is nie teenwoordig nie. Dit is 'n afgod waarmee hulle te doen het. En ons sien in vers 28 tot 34 die emosie tydens die weerstand. 23 tot 27 die motivering vir die weerstand. 28 tot 34 emosie tydens die weerstand. Kom ons lees vers 28. En toe hulle dit hoor, dat hierdie ou sê, ons hele geloof word bedreig en ons arme godin gaan tot niet gaan, en die tempel, toe hulle dit hoor, is hulle met woede vervul, en het geskreeu, en gesê, groot is die Diana van die Efesiërs. Daarop raak die hele stad heeltemal in verwarring, en hulle storm soos een man na die skouburg, en sleep Gaius en Aristarchus saam, Macedoniërs wat reisgenote van Paulus was. En toe Paulus onder die volk wou ingaan, het die disippels hom dit nie toegelaat nie. En sommige van die inwoners, van die owerstes van Asië, wat sy vriende was, het ook na hom gestuur, na Paulus toe, en hom gesmeek, dat hy hom nie in die skouburg moes begeef nie. Hulle het dan aangehou, dit is die skare, aangehou skree, sommige dit en 'n ander dat, want die vergadering was in die war, en die mense het nie geweet waarvoor hulle bymekaar gekom het nie. En hulle het Alexander uit die skare vorentoe laat kom, omdat die Jode hom vorentoe gestoot het, en Alexander het met die hand gewink, en hulle wou hom by die volk verdedig.
en wou hom by die volk verdedig, maar toe hulle verstaan dat hy 'n Jood is, gaan daar een geroep van almal op terwyl hulle omtrent 2 ure lank skree, groot is die Diana van die Efesiërs. Die feit dat daar staan die Diana is net om te wys, sy is die God. Die Diana, die een, die God, groot is sy. So wat sien ons? Waar ons gesien het, vrug van die Gees, onder andere vrede, vriendelikheid, sagmoedigheid, selfbeheersing, sien ons by hierdie mense woede, geskree, verwarring, rondstorm. Kan jy die verskil sien? Nou wil ek weer vir jou vra, mense, hoeveel Christene was laasweek by die opstande betrokke? Ek hoop nie jy ken iemand wat sê hy is 'n Christen nie. Want dis nie hoe 'n Christen optree nie. Maak nie saak of jy nie kan studeer omdat jy nie geld het nie. Wie is in beheer van jou lewe en jou omstandighede? God, en as jy arm is en jy kan nie studeer nie, dan studeer jy nie. Dan gaan vee jy strate, en kom begin by ons straat asseblief. En jy dank God daarvoor en jy doen dit, en mense gaan dankbaar wees saam met jou. Dit is hoe Satan mense opry. Ons sien vers 32, daar was verwarring en die meeste mense het nie eens geweet hoekom hulle daar is nie. Kom ons gaan skree saam, kom ons gaan swaai plakate, kom ons veroorsaak moeilikheid, kom ons gaan breek 'n paar goeters. Ons weet nie hoekom nie, maar ons is hier en ons is lekker, kom ons doen dit. In vers 34, stel vir jou voor, vir 2 ure skree jy dat iets groot is en dit bestaan nie eers nie. Jy kan jouself wys maak wat jy wil en dit skree, dit gaan dit nie realiteit maak nie. En dan laastens, leuns vir die weerstand, vers 35 tot 41. Leuns vir die weerstand. Hier is 'n baie belangrike beginsel om te begryp. Sonde loop nooit alleen nie. As jy bewus is van aktiewe sonde in iemand se lewe, waarborg ek jou, daar is ander sondes ook. Sonde het maatjies, sonde loop nooit alleen nie. Onthou julle, sonde word vrugbaar en dit baar meer sonde, totdat dit uiteindelik die dood bring. Jakobus 1. Waar een tipe sonde lewend is, sal die ander tipe sondes ook kry. En hier sien ons, die skare maak soos hulle maak, en nou kom die burgemeester, die stadshoof, en hy bring leuns en manipulasie wat gedryf word deur vrees. Vrees is sonde. God sê, moet jy nie bekommer oor die dag van môre nie, want jy kan niks daaraan verander nie, God bepaal dit. Moet nie bekommerd wees oor, moet nie dink aan gister nie, dis verby, jy kan niks daaraan doen nie. Sorg dat nou, wat jy nou mee besig is, dit is wat God verheerlik. Eer God nou, en God, Hebreërs 13 vers 5, is getrou en regverdig, en hy sal môre gee wat môre nodig is, al is dit deur iemand anders se hand. Maar hierdie man word deur vrees gedryf, en nou vertel hy leuns en hy manipuleer. Hy's 'n politikus, mense. Dis wat hulle doen. Politici is veral goed daarin om halwe waarhede te verkondig. Daar's waarheid. Maar is nie hele waarheid nie. Ook om mense se oortuigings tot hulle eie voordeel te buig, en ook om mense se denkprosesse te beïnvloed. Dis wat politici doen. Want hy is deur mense gekies tot daardie kantoor, en mense kan hom daar uithaal. So wat hy moet doen as hy daar wil bly, hy moet mense aan sy kant hou, en wat die prys ook al is om mense aan jou kant te hou, hou hulle aan jou kant. Ek hoop nie enige een van julle het ooit 'n begeerte om in politiek betrokke te raak nie. Ek sal vir jou 'n gemeente wys waarheen jy kan gaan as jy in politiek betrokke raak. Andersins gaan ons eers 'n paar sessies hê en gesels, en dan sal ons weer evalueer. Maar jy gaan uiteindelik in 'n posisie geplaas word wat jy moet halwe waarhede vertel of mense se emosies of hulle oortuigings of hulle denkprosesse beïnvloed. Is dit onmoontlik vir Christene om politiek te wees? Nee, dit is nie onmoontlik nie. Is daar Christene in politiek? Ja, daar is Christene in politiek, maar ek sê vir jou, as hulle absoluut op die waarheid staan, gaan hulle politieke pad ergens skielik eindig. Dis die wêreld waarin ons leef. Lank terug kon dit gewerk het. In vandag se wêreld met moeite. Met moeite. So daar kan Christene in politiek wees. Sorg dat jy baie naby aan hulle is as jy een van hulle ken, en evalueer hoe lief hulle die Here het. En hierdie man wys hoe hulle dink.
Hy verstaan sy posisies op die spel, hierdie stadsklerk. Meeste mense onthou, julle het nie eers geweet hoekom hulle daar is nie. Ek is seker hierdie horlosie is verkeerd. Hy sê 58 minute. Hy moes gespring het. Hy verstaan dat sy posisie op die spel is. Onthou, die meeste mense het nie geweet hulle is daar nie, hulle is in opstand, maar die stadsklerk kom, hy evalueer gou hierdie situasie, hy som hierdie situasie op, en dan met sy woorde speel hy in die kraal van die skare, want hy sê vir hulle, almal weet. So het hy vir die skare sê, almal weet, is dit die waarheid om te sê almal weet? Nee, want daar's nou Christene ook in Efese en hulle stem nie saam nie. Hy sê almal weet dat Efese die tempelbewaarder van Diana is. Efese is die tempelbewaarder van Diana, maar almal glo dit nie. En dan sê hy ook wie se beeld uit die hemel geval het. Nou mense, waarskynlik was dit 'n meteoriet, 'n stuk klip wat uit die hemel geval het, wat hulle nou sê dis ons godin, want die betrokkenheid van meteoriete in Diana aanbidding vandag nog is daar's 'n koneksie. Daarom maak hy die afleiding, dis waarskynlik 'n meteoriet gewees wat uit die hemel geval het. Nou hierdie ou sê, dit is onbetwisbare feite. Ons godin het uit die hemel geval, onbetwisbare feite. En nou wys hy sy klere, hy sê, omdat dit so is, hierdie dinge, moet julle kalm bly, want hierdie mense, wat julle nou wil moeilikheid gee, is nie so skuldig soos julle voorgee nie. Hierdie mense is nie so skuldig soos julle voorgee, die stadsklerk maak hulle nou kalm. Hulle het nie ons tempel beroof nie, en hulle het nie ons godin belaster nie, weet julle wat, hy lieg. Hoor jy wat ek sê? As hy sê dat hierdie mense nie ons tempel belaster het nie, of ons godin belaster het nie, kyk wat het hy self gesê in vers 27. Nee, vers 26 aan die einde, dat geen gode is wat met hande gemaak is nie. Hy sê, Paulus het dit gesê, nou sê hy het nie ons godin belaster nie. Hy speel met woorde, hy trek die skare aan sy kant, hy lieg. En afgesien daarvan in Athene het Paulus baie duidelik gesê, dat 'n tempel geen rol speel in God verheerliking nie, en dat enige god van silwer, goud of klip 'n afgod is. Nou kan julle dink dat Paulus vir 2,5 jaar hierdie mense geleer het en nie ook vir hulle sou gesê het dat 'n god van silwer, goud of klip 'n afgod is nie? Tuurlik sou hy dit vir hulle gesê het. En Demetrius het dit self gesê. Maar nou kom die stadsklerk en hy sê Paulus het dit nooit gesê nie. En dan herinner hy Demetrius dat daar 'n regstelsel is. Hy sê Demetrius, as julle ouens in opstand wil kom, daar is howe. En as dit nie help nie, dan kan julle 'n volksvergadering bymekaar roep. En nou trek hy homself aan, nou sê hy ons. Nou sê hy vir hulle, ons. En dis wat 'n politikus doen, mense. Hy kom staan en sê ons, kerels kry ons nie swaar nie. Met sy 5 Mercedesse, kry ons nie swaar nie. Dis wat hy sê. Hy sê ons loop die gevaar om ons voorregte in die stad benadeel te kry, omdat ons byeenkoms onregverdigbaar voor die Romeinse owerhede is. Goeie politikus. Nou hou in gedagte, mense, dat Satan besig is, hierso, met die oproer. Maar daar's een ding wat ons nie moet vergeet nie. En dit leer ons in Spreuke 21 vers 1, die wil van die koning en ook die stadsklerk staan onder die gesag van die Here, soos 'n stroom water lei dit soos hy verkies. God sou ook hierdie man beweeg het om hierdie skare kalm te kry, sodat God se mense beskerm kan word, omdat God ander planne het. Later het God nie mense beskerm nie. Of onder andere omstandighede, maar hierso wil God dit beskerm. So kom ons sluit af. Hier is ons les vir vandag. En ons stryd wat uit hierdie les kom. In die eerste plek, ons kry instruksies om te werk. Genesis 2 vers 15, voor die sondeval sê God vir Adam, bewerk die tuin en versorg hom. En dan in Exodus 23 vers 12, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Dis instruksie, God gee instruksies, ons moet werk. Tweedens, wanneer ons werk, word ons daarvoor betaal. 1 Korintiërs 9 vers 7 tot 10 sê baie duidelik aan ons dat hy al 'n Ou Testament beginsel aan, jy kan nie die os vasmaak om die graan te trap en dan die os se bek toe bind nie. Hy moet erkenning kry vir die werk wat hy doen, laat hom toe om te eet. En dan maak Paulus baie duidelik 1 Korintiërs 9 vers 7 tot 10 dat die beginsel is, as jy werk, moet jy betaal word vir daardie werk. Derde beginsel, om in hierdie wêreld te oorleef, het jy geld nodig. Sou julle saamstem? Is daar enige iemand hier wat nie saamstem nie? OK, klere kos geld, kos geld, verblyf kos geld, vervoer kos geld. In hierdie wêreld het jy geld nodig om te oorleef. Vierdens,
Maar wanneer jy hierdie wêreld en die dinge van hierdie wêreld liefkry, het jy moeilikheid. Want dit gaan dan jou denke en jou besluite begin oorheers. En dan gaan jy nie meer Matteus 6 vers 33 se beginsels najaag nie. Soek allereers die koninkryk van God en God se geregtigheid, God se werke. En al hierdie dinge, wat is daardie dinge in die konteks? Kos en klere. Hy het nou net in Matteus 6 vers 25 en verder aangesê, kyk na die voëls van die veld. Kyk na die lelies van die veld. God versorg die voëls, God versorg die lelies. Maar die voëls gaan dood en die lelie verlep. Maar julle soek allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid en God sal hierdie dinge vir julle gee, hy gaan jou versorg. As jy die wêreld en die dinge van die wêreld lief kry, gaan jy hierdie ding nie onthou nie, jy gaan dit nie navolg nie en jy gaan die gevaar loop om blootgestel te word aan die struikeling van 1 Timoteus 6 vers 10 van die geldgierigheid is 'n wortel van alle ewels en omdat sommige geld begeer, het hulle afgedwaal van die geloof en hulle self met baie smarte deurboor. Daar's 'n ontsnappingsroete. As dit jy is, as materiële dinge en geld in jou lewe 'n groter rol speel as God, bely jou sonde, vra vergifnis, God is getrou en regverdig en sal jou sonde vergewe. En dan, hoe lyk jou lewensingesteldheid daarna? Prediker 12 vers 13. Die hoofsaak van alles wat gehoor is die volgende: vrees God en hou sy gebooie, want dit geld vir alle mense. Vader, ons is dankbaar vir hierdie herinnering. Ons is dankbaar vir u duidelike woord en waarskuwing deur hierdie omstandighede in Efese. Dat ons allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid moet soek en u sal ons versorg met voedsel en bedekking. Mag ons u vertrou, Here, want u is getrou en betroubaar. Here, en as ons swaar kry, help ons om nie te vergeet dat ons na u toe gaan en dat ons in 'n gemeente daar is om mekaar ook te behelp, te bemoedig, te ondersteun en te help nie. Ons is dankbaar dat u ons liefhet, ons is dankbaar vir Christus en ons is dankbaar dat ons u mag lief hê. Amen. Kom ons staan en ons sing.